welcome back to the channel. You might not know me. My name is Nash. Ek joke. My naam is Natasha. Welkom by nog 'n episode van Boer Amerika. Hello. Who running the game now? Foot on the gas, can slow down. No, my team we holding it down. We know we running it now. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. So I'm going to try and do this in English because apparently I sound like Ek spraak in Duits. because apparently I sound like an American. Maar ek is eintlik glad nie. Ek is van Suid-Afrika af en ek Wat is sit jy op die grond? ek soek die beligting. Wow. Ja. As ek weer op hierdie channel is, werk ek saam. Ek som jou werk. Ja? Kom nie. As jy nou van julle dalk werk loop met 'n ander state, asseblief gee my. Ek soek graag werk. Wees onpersoonlike redes. Who running the game now? Foot on the gas, can slow down. No, my team we holding it down. We know we running it now. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. So ons kop die mieliestroop seisoen af met twee nat nuwe John Deere S87 stroopers. Albei van hulle het tracks voor wat help met kompaksie. En ons hak dan 'n Drygo 16 ry tafel op een van hulle en 'n John Deere 16 ry tafel op die ander ene. Albei van hulle is chopper tafels. Met ander woorde, hulle het blades onder wat die mieliestronke laag op die grond afkap. En dit help dan nou weer as ons begin grond bewerk om al daai materiaal makliker in die grond in te kry. En dan die tapkarre is eintlik 'n hartseer storie om eerlik te wees, want ons gebruik hierdie ou cat tracker vir die tapkarre. 1151 bushels. Ek sal iewers uitwerk en dit opop van hoeveel tonne dit is, maar basically een vrag maak 'n lorry vol. Hierdie is die nuutste wat ons het. Hy het 'n skaal ook in. En daar 'n bietjie vir die baas om te kalibreer as hy die stroper kalibreer of as hy goed na 'n spesifieke plek toe moet pos of nee, pos hoor vir my. Sekere vragte na sekere plekke toe moet stuur, dan moet dit 'n sekere gewig wees. So hierdie is dan die een wat hy gebruik. So drie van hulle het kameras op en alles, maar sleep hulle met die non-camera tracker. Ons wag net dat hierdie breek en kan ons dit John Deere oppak so. Wat my nou hoor is ons op plan vir Brendan. Hierdie is Brendan se eerste jaar dat hy nou lorry ry. Brendan is nou gepromote na lorry ry toe van dirt bucket en lemken sleep af. Maar Brendan het vandag so liggies in sy broek Hallo Brendan. Met jou vrou? Ja, wat sê jy? Hallo. Hallo YouTube. Hallo YouTube. Ja, jou vrou is hier so dit is nie eers 'n verlange video nie. Hoorie Brendan, gaan jy vir die mense vertel wat jy vandag gedoen het? Bomskok. Het jy bomskok gekry? Wat het jy gemaak Brendan? Ja, ek Brendan het sy hoeveelste vrag is hierdie? Ek jou 8ste vrag van wat? op die lorry ry. Seisoen. Meer. Ja, Anyway, sy eerste seisoen het hy die voorste tyre laat warm vanoggend so. die eerste vraag. Brendan is nou wakker. Brendan is nou wakker. Dusty, real dusty.
Okay, so soos ons by die silo setup. Al die silos behoort aan ons, of my baas althans. Ja, kom ek vat julle 'n bietjie vir 'n trip, wys julle hoe dit werk. Ons is nou 'n bietjie opgebol hier, want al twee stroopers hardloop en ons het net een drive-over wat werk, so dit is 'n bietjie chaos. Maar hier is jou drive-over, gaan die milies van hier af op, en dan gaan dit reguit boontoe, en dan van hier af raak dit 'n bietjie ingewikkeld. So ons het wet bin 1, wet bin 2, nou die wet bins beteken dis nat milies, enigiets hoër as 14-15% stoorvochtigheid in die milies word hiernatoe gegooi, en dan van hier af werk hy reguit in die droër in, en dan hier is ons droogmasjien. Gewoonlik ryk het lekker soos mieliepap, maar hierdie jaar is die milies baie droog, is 18%, maar eerste 2 jaar het ons 26% stroop, ek onthou dit. As jy hier verby stap, maar ryk het soos mieliepap, baie lekker. Bak jou tong water. In elk geval, so. Van die droër af, gaan hy dan reguit op, en dan kan jy kies, wil jy ring 2 toe gaan, wil jy ring 1 toe gaan, en daarso begin silo's optop, so daai 2 silo's is basically op standby vir die droër. Enige nat milies, daai 2 silo's droër toe, en dan gooi jy hom watter kant jy wil. Ons het 2 groot bins aan daai kant, maar hulle word heel laaste vol gemaak met droë milies, en dan het ons 2 ringe hierso, met 8 silo's in. Hulle werk dan van die droër af, of jy kan hom net met 'n drive-over, daar's 'n drive-over daar, of daai drive-over hulle. Baie ways hoe jy die plek kan operate. Vat nog wel 'n rukkie om alles onder die knie te kry en te verstaan. En dan hierdie is ring 3, hierdie is al ons afskeepring om eerlik te wees. Al die droë milies kom hiernatoe en hy het 'n baie old-fashioned drive-over daarso. Hierdie plek wil al ewig breek. Is ou sisteme, ou augers en ja, hy hou vir ons besig. Hy laat jou dollar per uur nogal in twyfel party daar, maar nou ja. Okay, so hierdie gee hulle 'n goeie aanduiding van hoe dit by ring 3 gewoonlik gaan. Ons moet nog hier kom skoonmaak, maar daai auger breek al ewig. Die auger hou van breek en ja, alles hou van breek hierso. Baie ou sisteem, maar ag, hy werk. Ons het nou al ek dink ons het 3 of 4 van hierdie bins vol. Ons nou regtig lekker droë milies gehad het. Ons het hulle sommer direk hier ingegooi. So al ons milies gaan na ons eie silo's toe. En dan die sojabone gaan na die port toe en dan gaan dit op 'n skip en dan China toe en waar ook al, ek weet nie. Maar die milies stoor hy self en dan hou ons hulle vir so 2-3 maande en dan gaan hulle nou waar ook al hulle heen. Maar ek weet vroeër jare het ons baie aan soos die hoendermaatskappye gevoer wat soos hoenders broei, hoenders steel, wat ook al vir vleis. So ons het baie milies aan hulle gevoer. Dan hierdie is hoe ring 2 se setup lyk. Dit is eintlik baie eenvoudig. So hy kom af bo van die droër af in die pit op en dan kan jy gooi daai kant toe en dan skep jy daai auger wat jy wil, watter rigting jy wil hê. Baie ou sisteem, baie ou bins, maar ek weet hulle kan die job gedoen. 'n Nuwe sisteem op te sit gaan jou baie geld kos. En jy gebruik hom net 3 maande van die jaar, so 'n bietjie van 'n mors van geld. So daar kom 'n tyd hierdie dag waar die stroopers 'n bietjie vinnig is vir die trokke en dan word Hanno van sy greinkaart afgejaag en dan moet hy begin polypipe optel. So hier is die polypipe wat op die milies gelê was. Ons het bo oor hulle gestroop en dan kom hy agterna en dan as hy tyd het deur die dag of deur die week dan gryp hy sy trekkertjie en dan ja, dan gaan tel hy polypipe op laat ons met die grondbewerking kan begin. So al hierdie pipe word op verskillende plekke gegooi op die plaas en dan kom die company wat dit recycle en kom tel dit op met 'n groot lorry en 'n kraan. En dan kry die boer 'n bietjie geld terug vir dit en dit help dan betaal aan volgende jaar se pipe.
Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Southern comfort, hang with my friends all playing games. We all started at a full house, ended up just me and good old James. I could swore that I was winning, kinda had a feeling. Last thing I remember, I was drinking till the moon shine. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Hulle het hierdie boontjies doodgespuit, ek dink gister of vandag. Nee, nie vandag, gister of eergister. In 'n geval, so hulle het hulle doodgespuit. Ons spuit hulle Gramoxo en oorrede dit nog half somer is, wil hulle nie van self af soos die foliate soos in Suid-Afrika nie. Ons spuit hulle dood en dan kom ons met die polypipe masjien, tel gou die polypipe op en dan oor so 'n week, maybe 2 weke, dan kan ons hierdie begin stroop. Hanno is die polypipe expert hierdie jaar. Ons gaan hom nou 'n bietjie deur die paces druk. Ons het net vroeër hierdie ding oorgedoen, maar die bearings het gegaan op hom by die rollers. Waar kan ek julle vassit? Okay, so dit lyk cool hierso. Lyk lekker bewolk. Lekker dag. Dis 'n lekker dag. Die son brand en so nie, maar dis bedomper. Dis warm. En die skoggas. Kykie, as jy gedink het daar's skoggas in die somer in Suid-Afrika. Veral in Limpopo is baie. Dis niks. Hierso is sulke vleer. Daai ding byt vir jou, het voel of 'n man jou geslaan het. Of jy in 'n kroegfight was as hy jou beet kry. Maar so Hanno rol nou daai pypie op daar, is hier binne rand van daai land. Hy rol hom op, gaan hy omkom, afdrop, dan gaan ons daai pyp optel en dan so terug en dan het ons nog een oor. Terwyl hy dit doen, gaan ek net die bietjie lunchbox duty doen. Ja, baie belangrik, lunchbox duty. Kan nie dit afskeep nie. So, ja, okay. Kyk, toe Natasha hier was, die girl wat die intro gedoen het, een van my vriendinne, was dit lekker, want toe kry ek melktert, ek het hoender en so sour cream hoender gekry, ek het mooi broodjies gekry, ek was bederf vir 'n week lank, ek het lekker kos gekry. En nou, wat ek weer op lunchbox duty is, cereal bars, hier was 2 hotdogs in, 'n appel en 'n pisang, en 'n Mountain Dew, en Coke en water. So Natasha, jy kan maar weer kom kyk, asseblief. Dis lekker, vir al die kos.
Okay, so dit het gister gereën, so vandag is daar nou nie regtig stroopwerk om te doen nie. Ons wag dat dit droog word. So kom ek wys julle wat gebeur dan ook nou besides stroop in strooptyd. Ek is nou huidiglik besig om al die riser tops op te tel en al die connectors in die pype. Van die ander manne is ook besig met dit. Ek en Rian en Robbie het vroeër ons het vroeër polypipe opgetel, so 'n paar lande se boontjie pype opgetel, daai wat ek en Hanno nie klaar gemaak het nie. Dit gedoen. Ek weet van die ander ouens is ook besig om silvertops op te tel, so hierdie noem ons 'n silvertop vir riser, same thing. Ek weet daar's ander ouens ook besig met dit, so ek gaan seker iemand die iewers connect. Hierdie is van daai lande wat ek en Hanno water gegee het. So oor die polypipe en stroop. Die mielies, baie boere tel die polypipe op voor die stroop, maar dan trap jy al hierdie mielies hierso bietjie kokkaai en dood en so aan. So ons baas het dit uitgefigure waar hy net daarso omtrent bietjie optel en dan stroop hy boer dit en dan kom ons na die tyd en dan tel ons die polypipe op. Met die mielies kan jy dit doen, want met die swaaiers gebruik jy mos natuurlik daai plat header, so jy kan nou nie regtig dit doen nie, jy gaan die pyp optel. So al wat ek nou doen is ek tel hierdie silvertop op, al die cable ties en goed, gooi 'n bietjie grond daarop dat hy nie opsteek nie en dan ja, stroop ons boer om. Dit lyk vir my daar broei nog iets, want daai is die suide en ons reën kom altyd uit die suide of die ja, suide en die weste kom altyd van daai rigting af. So miskien gaan ons dalk nie môre stroop nie, ek sal 'n bietjie die weer check, maar hierdie plek is so onvoorspelbaar. Die een oomblik lyk dit somer, die volgende oomblik is dit reën weer, die volgende oomblik is dit koud, so wel, in die somer word dit nie hier koud nie. Moet nie dat ek julle daai ene mee flous nie. So, kom ek tel gou al die goed op en kry klaar. Wat is die belangrikste tool op die plaas? Dat is die old Leatherman. Hierdie is eintlik my spuit gloves. Maar ek het nie die ander gloves gekry nie, so wil nou met hierdie. En ek is nie hier met my F250 met al die tools nie, so ek het hierdie hamer iewers uitgekrap daar in die shop. So die hamer wat ek uitgekrap het is nou my lever om hierdie los te maak. Vir die volgende paar dae het ons lekker gestroop sonder enige groot probleme. Hier en daar 'n troktaar, klein goedjies op die stroopers en 'n kopsuur of 2 by die silo's. Maar met alles ingereken was dit 'n produktiewe paar dae gewees. Strooptyd is eintlik jou beste tyd om hier te werk. Jou ure is baie, so jou pay klim mooi en jy is permanent besig, so die tyd stap vinniger en die datum om huis toe te gaan kom gou nader. Dit is dan nou al van my af in hierdie video. Daar is daarom nog baie daarvan stroop oor en ons begin met sojabone oor so 'n paar dae. So daar is verseker baie content op pad. Die video's gaan 'n bietjie langer vat as gewoonlik. Ek edit maar soos ek kans kry tussen die lang ure in die werk. En in die volgende video vat ek julle saam in die trekker en dan begin ons die eerste lande te bewerk. En ja, weer eens sê ek baie dankie dat jy gekyk het. Goed gaan. Cheers. Ek gaan hierdie deel insit. Natasha versus Vian intro start. Okay. Comment section gaan besluit. Ja, hier is dit 3 2 1. Ek kan nie 'n intro doen met iemand wat na my kyk nie. Julle het asof jy dit wil doen. Jy moet stop dat ek dit as die agtergrond sê. Julle kom kyk dat die sponsorkie by my kan skryf want sy wil duidelik nie praat met julle nie. Ja, cool. Look at that, guys.
Ek het nou net die hele ding gehad wat ek wou sê. Hier is 'n lekker kyk. Ek is nie vir die air tractors. Ek is nie vir die trekkers op die grond nie. Hoe is jy saam met arm gatste boertjie in 'n lorry? Wat? Wow. Ek check. Dis nommer 4. Ja, lucky number 4. Ons was nommer 6 vir 'n klein bietjie, maar Ja, maar ons is nou amper op die podium. Nommer 4, ons. Van 6 na 4 is 'n upgrade. Daai is die eerste. fancy. Fancy. Koos. Hæ? Koos. Ek wou nou net sê van hier af hoor ek iets anders. My kanaal sal nie sulke gruwelike taal toelaat nie. Sê jou comment section. Maar my comment section praat anders. But it's the start of harvesting season en ek weet nie hoe kom praat ek nog verder nie, want ons het klaar intro in elk geval. Sit jou liggies aan, Brenna, laat ons jou kan sien. Ooh, creepy. Wat sê jy, Brenna? Hier is die eerste keer wat Brennan mag lorry ry op hierdie plaas. Hy is die grootste ou en hy moet altyd die kleinste trekker ry. Ja. Ek het gesien vandag. Ja? Ja. Is nie. Mijn Brennan se bonus lê op die grond. En dan moet ek volgende jaar weer terugkom. Nie genoeg geld wat ek kan maak, dan lê daar oor die land. Ja. Ja, dan volgende jaar geplant as boontjies daar so, dan kom die mielies nou weer op en dan moet ons nou weer volgende jaar doen. Dan moet ons volgende moeilies gaan uitdra. Ja.